Baie welkom by Leef die Woord. Dit is altyd lekker om saam met julle rondom die woord van die Here te kuier. Ek weet ek sê dit elke keer en ek bedoel dit elke keer. Wat 'n wonderlike voorreg om die woord van die Here voor ons oop te kan hê. Ons is besig met 'n reeks boodskappe oor die tema stormsterk. En ons gesels na aanleiding van Markus 4 vanaf vers 35 tot 41 oor Jesus en sy disippels en die storm wat hulle op die see beleef het. En ons wil deur hierdie gedeelte ook na ons eie geloof kyk, vra oor ons eie hantering van storms wat ons soms beleef. En aan die hand van hierdie verhaal wil ons leer hoe om dit beter te hanteer. Voordat ons by vandag se boodskap kom en lekker saam gaan gesels, kom ons bid eers saam. Here, dankie vir die kosbare woord. Leer ons om U te vertrou. Leer ons om rustig te wees wanneer die storms woed en om geloof in U te hê. Is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Kom ons lees gou weer hierdie gedeelte in Markus 4 vanaf vers 35. En toe dit aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle het die skare verlaat en hom, net soos hy was, saamgeneem in die skuit, en daar was ook ander skuitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, meester, gee nie omdat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Het julle geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Wanneer ek hierdie gedeelte lees, en ek dink daaraan dat die disippels die groot voordeel gehad het, dat hulle Jesus Christus by hulle gehad het, toe hulle in daardie storm was, dan wonder ek dikwels, hoe sou ek opgetree het, as ek in een of ander storm was, in een of ander ongure omstandigheid was, maar ek het Jesus fisies by my gehad. Wat sou my optrede gewees het? En wanneer ek hierdie vraag vra, dan is daar onmiddellik twee dinge wat tot my geloof 'n appel rig. Die eerste is Jesus se gesprek met Thomas, nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het en Jesus aan hom verskyn het. Ons lees dit in Johannes 20, dat toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, kort nadat hy uit die dood uit opgestaan het, het hy ewe skielik in 'n vertrek verskyn waar die apostels saam by mekaar was. Thomas was op daardie stadium nie by die ander disippels gewees nie. En toe hulle later vir Thomas sê, maar Jesus het aan hulle verskyn, toe sê hy is jammer, maar hy gaan dit nie glo nie, behalwe as hy Jesus gesien het en die wonde gesien het nie. En dan 8 dae later, lees ons, was die apostels weer 'n keer saam met mekaar gewees, hierdie keer was Thomas ook by gewees, het Jesus weer 'n keer in hulle midde verskyn. En toe Jesus in hulle midde verskyn, het Jesus Christus vir Thomas gesê, dis nou in Johannes 20 vers 27, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En toe Thomas dit gedoen het, toe roep hy hierdie woorde uit, my Here en my God. En dan antwoord Jesus, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Nou sê ek wonder hoe sou ek opgetree het as Jesus by my was, en onmiddellik rig hierdie gedeelte tot my geloof 'n appel. Wil ek dan sien om te kan glo? Glo ek nie dat die Here Jesus in my omstandighede 'n verskil, 'n verandering kan bring of bedaring kan bring nie? En die tweede saak wat tot my geloof 'n appel rig, is die feit dat alhoewel ek Jesus nie sigbaar kan waarneem soos die disippels dit gedoen het toe hy saam met hulle in die skuit was en in die storm was nie,
dink ek tog daaraan dat die woord van die Here ons leer in Matteus 28 vers 20 dat Jesus gesê het, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Ons lees ook dat van Jesus verklaar word in Matteus 1 vers 21 dat hy Immanuel is. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. So die Here is met ons, hy is by ons, ten spyte van dit waarin ons is of waardeur ons gaan. Is dit nie juis in die kosbare woord van die Here dat ons byvoorbeeld lees dat Jesus in ons is en ons in hom is, en dit juis wil leer dat ons nie alleen is wanneer ons deur storms gaan nie, dat ons nie alleen is wanneer moeilike dinge ons tref en ons dikwels deur dit oorweldig word nie. Ons moet dit glo. Ek let op dat Jesus Christus juis sy disippels oor hulle geloof uitgevra het. In Markus 4 vers 40, nadat Jesus die storm beveel het om stil te word, die winde om te gaan lê, vra Jesus vir sy disippels, Markus 4 vers 40, waarom is julle so bang? Het julle dan geen geloof nie? Nou wanneer Jesus sy disippels hierdie vraag vra, was dit nie omdat Jesus hulle verwyd het nie. Ons onthou dat toe die disippels Jesus wakker gemaak het en hom gevra het, gee jy nie omdat ons vergaan nie. Dit vir ons klink soos 'n verwyd, maar Jesus antwoord nie hulle verwyd met 'n verwyd oor hulle gebrek aan geloof nie. Miskien om te insinueer dat Jesus Christus hulle verwyd het oor hulle gebrek aan geloof. Dit is die taal van iemand wat onvolwasse is. Dis die taal van iemand wat 'n gebrek het aan emosionele volwassenheid en ons kan dit verseker nie aan Jesus toedig nie. Jesus Christus het nie aan homself getwyfel, net omdat die disippels nie geloof in hom gehad het nie. Jesus Christus het nie met die disippels oor homself gesels nie, maar hy het met hulle oor hulle gesels. Hy het met hulle oor hulle gebrekkige geloof gesels. En hy het dit op 'n waardige manier gedoen. Jesus vra sy disippels, het julle dan geen geloof nie? Dit laat my onmiddellik daaraan dink, as hulle ten minste net 'n bietjie geloof gehad het. Maar nou vra Jesus hulle, het julle dan geen geloof nie? Dit is die uitdaging waarmee ons as kinders van die Here dikwels sukkel. Dis 'n ding wat vir ons moeilik word in ons Christelike geloofslewe. Hierdie hele vraag na ons geloof, in ons oortuiging dat die Here by magte is om te doen ver bo wat ons kan bid of dink. Selfs later merk ons op dat die apostels vir Jesus gesê het, Here, gee ons meer geloof. En Jesus hulle geantwoord het, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant, en hy sou julle gehoorsaam gewees het. Daar is voortdurend hierdie vraag na ons geloof. Of ons glo dat God by magte is om te doen ver bo wat ons bid of dink, veral wanneer ons in moeilike omstandighede is, in stormagtige omstandighede is. Maar wat is geloof dan? As ons die vraag gevra word, maar het jy geen geloof nie, dan wil ons vir onsself vra, maar wat is geloof? Sodat ons op die vraag 'n antwoord kan gee, en sodat ons kan seker maak in ons eie lewens, of ons wel geloof het. Nou ek het deur die jare heen verskeie interessante verklarings of sê goed oor wat geloof is gehoor. Kom ek deel gou 'n paar van hulle met julle, en miskien kan dit ons alreeds help om beter te begin verstaan wat geloof is. Billy Sunday het gesê, fear knocked, faith answered, no one was there. Feed your faith and your doubts will starve to death. St. Augustine het gesê, faith is believing what you do not see. The reward of faith is to see what you believe. Iemand anders weer het gesê, when you are down to nothing, God is up to something. Faith sees the invisible, believes the incredible, receives the impossible. Iemand anders het weer 'n opmerking gemaak of oor geloof gesels en gesê, faith is not a way around your pain, it is a way through
your pain. Where there is no faith in the future, there is no power in the present. Ek sluit af met hierdie beskrywing. If you cannot see the ultimate, you will become the slave to the immediate. Dit is verskillende uitlatings wat daar gemaak was oor geloof en die impak van geloof, of die gevolge wat ons dalk in ons lewe kan beleef indien ons nie geloof het nie. Maar wat is die geloof waarna Jesus sy disippels gevra het? Julle sien vriende, 'n Bybelse definisie van geloof beteken dat ons daardie oortuiging van die waarheid het ten opsigte van die bestaan van God as synde die skepper en die heerser oor alle dinge te wees, die voorsiener en die gewer van ewige verlossing deur Jesus Christus. So geloof is eerstens daardie vaste oortuiging van wie God is. Daardie verstaan, selfs in ons beperkte verstaan daarvan, van wie God is. Verder is geloof daardie oortuiging dat Jesus Christus die verlosser is en dat hy vir ons 'n ewige verlossing bewerkstellig het. Verder is Bybelse geloof daardie oorheersende, vaste vertroue dat God by magte is om te doen ver bo wat ons ooit kan bid of dink, dat God vir ons gee wat ons selfs nie eers behoorlik kan uitredeneer nie, dat hy by magte is om aan ons groot en ondeurgrondelike dinge te gee en te doen wat ons nie weet nie en wat ons nie verstaan nie. Maar geloof het ook te make met daardie onstuitbare en daardie onwrikbare getrouheid wat ons teenoor God openbaar, wat die geloofwaardigheid van ons oorgawe aan hom bevestig. Dit is wat geloof is. Geloof is om te besef dat God die skepper en die heerser is, dat Jesus die verlosser is. Geloof beteken dat ons daardie vaste vertroue het, dat God by magte is om te doen wat ons van noode het, en dat ons ten spyte van wat ons ook al deurgaan, altyd aan die Here getrou sal bly. Kortom, dit is die geloof wat God van ons vra. Daardie geloof dat hy is. Want ons lees in Hebreërs 11 vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, maar hy wat tot God gaan moet glo dat hy is, en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Hierdie geloof waarna Jesus vra, is die geloof dat hy by magte is om te kan doen wat ons van noode het. Want geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Hierdie geloof is die bewys van die dinge wat ons nog nie sien nie. Geloof is daardie vaste oortuiging, nie net dat God kan nie, maar ook dat hy wil. Ek herinner ons aan die woorde van Markus 1 vers 40 en 41, en daar kom 'n melaatse na hom toe en wat hom smeek en voor hom op sy knieë geval het en vir Jesus gesê het, Here, as u wil, kan u my reinig. En Jesus het vir hom innig jammer gevoel en sy hand na hom toe uitgesteek en hom aangeraak en vir hom gesê, ek wil word gereinig. Toe hierdie melaatse vir Jesus gesê het, as u wil, kan u my reinig, het hy nie getwyfel aan Jesus se vermoë om dit te doen nie. Hy was op daardie plek waar hy hom so aan die soewereiniteit van God onderwerp het, dat hy sê, as u wil, dan kan dit in my lewe gebeur, en dan beleef hy hoe Jesus hom oor hom ontferm het. Julle sien vriende, geloof is die waarborg wat ons bied, ten spyte van die dinge waarvoor ons op die Here vertrou, in die hoop dat dit sal gebeur. Ons geloof is daar die waarborg wat ons kom gee. Here, ek glo u dat u dit sal doen, ek glo u dat u dit kan doen, en my geloof is die waarborg van daardie vaste vertroue in u om dit te doen. En nee, ek het nie geloof in my geloof nie. Ons herinner ons aan Jesus se woorde toe hy gesê het in Markus 11 vers 22, julle moet geloof in God hê. Daarom, wanneer ons deur moeilike omstandighede gaan, deur storms, is dit juis geloof wat ons help om stormsterk te staan. Ja, waarlik,
Geloof in ons Here Jesus Christus maak ons stormsterk. Wanneer ons hierdie geloof in Jesus Christus het, kan ons ook soos Jesus ten spyte van die storm vrede in ons gemoed hê. Wanneer ons hierdie geloof het, dan kan ons ook optree met autoriteit en soos Jesus Christus die vyand van ons siele bestraf, sodat die storm stil sal word. Vriende, dis die geloof wat Jesus van ons vra. Geloof wat nie bang sal word wanneer daar 'n storm is nie, en geloof wat daar die vaste oortuiging het van wie God is, wie Jesus Christus is, dat God by magte is om te doen wat ons vra, en dat ons aan hom getrou sal bly ten spyte van die storm, en nogtans daardie manmoedige optrede sal hê om die winde in ons lewe te beveel om te gaan lê. As ons hierdie geloof het, dan behaag ons hom. Ek hoop dat vandag se boodskap jou en my weer eenmaal tot nadenke oor ons geloof sal roep. En ons ook op 'n plek sal bring waar ons aan die Here getrou sal bly ten spyte van die storm, en waar ons oë op hom gefokus gaan hou, want ons weet dat hy by magte is om te doen ver bo wat ons bid of dink, en dat ons sal glo tot so 'n mate dat ons bereid sal wees om die storm en die wind in die naam van die Here Jesus Christus sal beveel om stil te word. Dit is die geloof wat ons in die Here het. Dit is die geloof waarna Jesus vir jou en vir my vra. Amen. Kom ons bid saam. Here, sal U ons help om in die storm rustig te word, vrede te hê. Here, sal U ons help om hierdie geloof te hê, om die winde en die storm te beveel om te gaan lê, want dis die geloof wat U van ons vra. Ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen.